gaan dit vanoggend. Dankie Pastoor Martie vir daai geleentheid wat ons gehad het om dit te kan doen. Nou almal weet hoekom is ons hier so. Almal weet dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Hy het dit vir ons moontlik gemaak om dan hier te kan wees met 'n oorwinningslied in ons hart. Want dit is hy wat alles vir ons bewerk het. Maar nou moet ons begin, ons is nou by die hekke. Maar jy kan nie met 'n suurgesig daar staan. Amen. Nooit nie. En daarom moet ons in ons hart daai blydskap hê. Daai bonatuurlike vrede in ons harte, omdat ons kan weet, hy het vir ons die prys betaal. En daarom is dit enter your gates with thanksgiving in your heart. Amen. Ons is dankbaar vandag vir daardie kruisdood. Yes, amen. Want as dit nie was nie, dan was ons verlore. Kom ons blaai na Psalm 100 toe. En ons gaan die eerste 5 of althans die 5 verse lees. As jy daar is, sê amen. Dankie vir Christus. Josman, ek kan sê. Ek's reg. Almal daar. Amen. Reg. Christine, ons wag vir jou. Prys die Here. Kom ons begin lees. 'n Psalm by die lofoffer. Juig voor die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Sy volk en sy skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Halleluja. Tot sover. En dit is die woord wat die Here vanaand na elkeen van julle toe wil bring. Om daar te kan instap, het jy niks anders behalwe die liefde in jou hart, die dankbaarheid en die vreugde wat hy vir ons gee, om daar te kan wees, om dit te kan ervaar, om deur daai hekke te kan gaan, en om te kan weet, jy het dit gemaak. Amen. Jy is 'n oorwinnaar. Jy het die wêreld wat vir jou gekastei het, wat vir jou moeg gemaak het, wat vir jou trane gebring het, wat vir jou hartseer gegee het. Ag, daar's so baie dinge wat ek sien in die wêreld, wat ons op 'n lys kan skryf. Maar weet julle wat? Ons het dit gemaak. Prys die Here, gee hom 'n lofoffer. Halleluja. Dit is so wonderlik om dit te kan weet. Dit maak vir ons hekke oop. Amen. En hier stap ons in. Daai enter your gates with thanksgiving in your heart beteken eintlik ons is besig om in die teenwoordigheid van God te kan inkom. Halleluja. En daai prentjie Joey het ek vasgevang hier in my brein. Ek dink hy gaan gou los nie. Want as ek dit kyk, dan besef ek, die verlossing was die moeite werd. Al het jy nou hier gesit en gewonder, en het jy nog steeds nie jou hart reggemaak nie, en dit wat verkeerd was nie reggemaak nie, kan jy sien, daai hekke is nog steeds oop vir jou. Amen. Vir elkeen van ons. Ons weet net nie altyd wanneer gaan ons daardeur gaan nie. En ek weet ons het 'n boodskap wat ons moet bring oor die kruisdood, want dit is die mees awesomeste geleentheid van die eeu. Amen. En daardeur kan ons sê, prys die Here, want hy is goed. Halleluja. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Amen. Yes. Sy getrouheid is van geslag tot geslag. Halleluja. En dit maak my bly. Amen. Ek kan uit
'n blydskap wat ek nie gekoop het nie. Dis 'n blydskap wat ek nie 'n geskenk gekry het van 'n mens af nie. Ja, ek lag en ek gesels en mense maak my happy. En ek weet dit, maar weet julle wat? Daar's iets wat my die toppunt van my blydskap gee. En dit is die rede hoekom ek vanaand hier is om vir julle te kan vertel. Daardie hekke is oop. Amen. Dis jy wat 'n besluit moet maak. Ons het vanoggend, ons het eintlik die dienste tot sover kan ons maar net dink. Dis so awesome, soos wat die Here ons op 'n pad vat, om eintlik vir ons te verduidelik waaroor alles gaan. Yes. En is jou ore oop? Is jou oë oop? Want daai prentjie staan by 'n mens. Amen. Daai is 'n awesome geleentheid. En ek weet nie, maar ek is opgewonde oor daai hekke. Ek sien al as jy nader stap en die son skyn so in daai goud, is julle. Dis waar 'n mens wil wees. Daar's baie geliefdes en mense is lief vir jou en jy is lief vir mense. Maar wanneer jy daar is, dan sien jy een liefde van voor jou. Amen. En dit is die liefde van Jesus. Yes, amen. Is jy bereid om vanaand wat hy vir jou gaan sê? Juliet, volg my. Gaan jy alles kan los, kan opstaan en hom kan volg. Dis 'n moeilike keuse. Want onthou ons het kinders. Ag, ek het nog 'n klein dogter. Ek het nog dit, weet julle wat, as die Here na my toe kom en ek het hierdie klip gesien met daardie liefdevolle oë. Dit het my geraak want ek het in sy oë gesien en hy het gekyk en hy het vir my gevra, volg jy my? Amen. Ek kan gesê het, prys die Here, ek doen. Here, ek doen. Ek is bereid om alles vir U te los. Alles. Selfs my bakkie, selfs my tent. Ek is bereid om alles op te gee vir U. Want ek wil U volg. U is die moeite werd. Hy is waardig. En ek wil hê dit is hier waar dinge moet regkom vanaand. Ek kan nie vir julle sê hoe die res van die naweek gaan wees nie. Want ons is besig om 'n leer te klim. Het julle dit agtergekom? Ons het hier gekom gisteraand en ons het maar net, dis nog 'n Paasfees. Dit is, ons moet kerk toe gaan en ons by mekaar kom en is lekker, ons sien ou gesigte weer. Maar ons het daai eerste trappie al geklim. Die tweede een het ons geklim. Vanoggend saam met pastoor Martie het ons deur die hekke al gegaan. Wat het gebeur van vanoggend af tot nou? Kom ons dink 'n bietjie mooi. Wat het gebeur? Wat het hier gebeur? Wat het hier gebeur? Presies. Daar moes 'n vernuwing plaasgevind het, pastoor. Daar moes. Elke ene wat hier so sit, jonk, oud, almal is mooi. Ons die een mense is net mooier as die ander mens. Tannie Amanda, jy's pragtig. Ek wil net vir julle sê, dat om hier te kan wees, en om hierdie geleentheid te kan vier, is awesome. En as jy nie deel hiervan wil wees, ek voel jammer vir jou, as jy jou sitplek net warm gaan broei. Want as jy hier uitstap vanaand, en jy het niks ervaar nie, nie eers 'n tinkeling nie, dan moet jy gaan ondersoek doen. Dan moet ons met jou stap waar jy begin het toe jy wedergebore is. Dis dalk jare terug, dis dalk onlangs. Want dit is wanneer jy eintlik gebore is. Amen. Yes. Daai verjaarsdag en goedes, ek sê dit jok, die jok, ek is nie so oud nie. Ek's jonk. Maar dit hang van jou af. Gaan jy nou laat die ouderdom jou ondersit? Oom Willem? Gaan jy nou sê, nee, ek is 60. En ek is happy daaroor. Dit is een van die mooiste ouderdomme. Ek het altyd gesê, ek sien uit om 60 te wees, en toe ek het is, toe ek bly. Nog nie eers die pastoor. Maar nou sit julle vanaand hier, en elke een het ander gedagtes.
Ander mense kyk dalk na my hare, ander kyk dalk na my skoene. Almal dink dalk na my ma wat by die huis sit en wag en ek dink aan Driesop. Dis jammer hy kan nie hier gewees het nie. Maar ek wil vir julle een ding sê vanaand. Jy's hier. Amen. Dit is nie 'n geleentheid wat jy gekry het sommer maar net nie. Jy's hier omdat jy hier moes wees. Christine, Amen. dit is 'n rede wat jy hier moes wees. Want is jy gereed? Ons elke ene kan gaan. Yes. Ons ken nie die tyd nie. En ek wil sê, ek myself het al gedink, ek wonder is dit nou vandag? En môreoggend staan ek op en sê ek wonder of is dit nou vandag? Want dit gaan nie oor omdat ek die wêreld wil verlaat nie. Dis omdat ek nie kan wag om by daai hekke te kan instap nie. Om te kan weet die wêreld se dinge is agter my. En die Here gee vir my 'n kroon en hy sê jy het dit gemaak, my kind. Is dit nie hoe jy wil voel nie? Oom Kobus, is dit nie hoe ons moet voel nie? Ons moet 'n glimlag op ons gesig sit. En al het jy nie 'n glimlag nie, moet almal daai blydskap kan sien. Hulle moet dit kan ervaar. Dit moet aansteeklik wees. Yes. Amen. Is dit wat jy vir mense is? Is dit hoe jy voel? Want vanaand gaan oor blydskap. Halleluja. Om daai hekke te kan ingaan. Ja. En dis jou ticket. Halleluja. Gepraat van ticket. Nou wil ek vir julle sê, ek ken baie mense. Ek weet, julle weet wat se papiertjies is dit hierdie. Ek het 'n klomp gebring. Nee? En ek weet daar's baie mense wat hierdie dingetjie invul. Maar gaan vir jou 'n blank gee. As jy vanaand huis toe gaan, as na afloop van die diens, kom vra vir my as jy 'n papiertjie soek. En die oomblik wat jy vir my gaan kom vra, gaan ek jou iets sê. So moenie kom uit nuuskierigheid uit nie, want jy weet nie wat se antwoord gaan jy kry nie. Maar daai ding is so van die pad af, want jy vul hom in met die wete, ek gaan ryk word, ek gaan ontvang, ek gaan skatryk wees. Maar ek voel anders. Want ek is reeds skatryk. Ek het reeds die geestelike lotto gewen. Ek het eers nodig om in te mors om hom te skryf. En so baie van ons is besig. Ek wil my dobbelsteen opgebring het, ek het net sulke groot is, want ons dobbel mos ons lewe weg. En ons moet vanaand een ding weet. Pastoor, die tyd van dobbelmasjienkies is verby. Die tyd van lottopapiertjies is verby. Hulle mors hulle geld, want ons het reeds die lotto gevang. Maar is dit jy of is dit joune? Of is dit myne? Want dit is waar ons moet stop vanaand. Met daai gedagte, jy's reeds ryk. Dink nie jy gaan op goud loop. Amen. Dink nie hoe gaan dit skitter. Dink skitterblink. Ek kan nie ek hou van daai woord. En as jy nou dink en jy dink, wow, alles gaan blink wees. Alles gaan skitter. En jy het dit gemaak en daar's nie meer hartseer nie. En daar's nie meer 'n kwaai mamma of 'n kwaai pappa nie. Daar's nie meer woelige kinders nie. Dis net jy. Jesus. Amen. Nou is die vraag, hoe het jou verhouding gelyk met hom voor jy daarin gestap het? Kan jy eerlik in jou hart sê vanaand, en ek wil net 'n kop skud hê, of ek wil net daai ene sien. En ek kan vir sien, en julle almal dophou. So sê nou vanaand vir my, hoe lyk jou verhouding? Is jy reg? Is jy reg? As 'n verrassing, daar's net 'n paar wat reg is. O, genade. Ons het baie werk, pastoor. Ja, hier's 'n klomp dorbene. Esegiel 37. En daar's daai Ami. En Jesus sê, God sê, Esegiel, my kind, weet jy wat? Ek
het daai goed laat loop. My eie woorde. En dit is 'n mooi verhaal. Ek weet die verlore seun en ons almal het ons favorites. Maar daai ene is vir my mooi. Want hoekom? Want jy kom daar en jy sien hierdie klomp dooie mense, dooie bene wat daar lê. En dit is hoe ek mense sien. En jy kan nou vanaand vir my sê, ek is hier, dis hier nie langs my wat dooie bene het. Nee, ek het 'n verrassing. Jy gaan jouself moet oortuig dat jou bene nie dood is nie. Yes, amen. En om te dink, hier staan God en hy sê, menskind, het jy dit gesien? En daar kom hy. En daar begin vleis aangroei. Halleluja. En hulle begin opstaan. Yes. En hulle word 'n army. Hoe groot army kan dit nie wees nie? En daai army is gereed om te beklei, want daar's 'n geveg wat ons het op die aarde. Die wêreld is rof en dis lelik en dis omgekrap. Maar ons het 'n army en jy's deel daarvan. Is jy deel daarvan? Kan jy regtig, as Jesus sê, will you ride with me? Amen. Kan jy opstaan? Ek wil spring. Ek hou van daai liedjie. Ek het hom jare terug een keer gehoor. En ek was by 'n Paasfees wat ons daai liedjie gespeel het en dis waar dit gekom het. Die gees van die Here het so begin beweeg dat daar nie eens 'n preek was nie, almal het gelê. Hoekom kan dit nie by ons gebeur nie? Hoekom kan ons dit nie ervaar nie? Ja. Halleluja. So nou sit jy vanaand en jy, wat? Ek het nou iets gehoor wat ek regtig nou moet aanknaag. Is jou bene dood? Het jy 'n glimlag op jou gesig? Want dan is een van jou bene al lankal dood. En jy sit met suurgesigte van die wêreld is rof en moeilik. Ag nee, jy verstaan nie. En ek sal dit altyd sê. Jy verstaan nie, my probleem, as jy nie in my skoene gestap het nie. En wanneer ek in pastoor se skoene kan stap, weet ek nie eens of ek dit gaan maak nie. Want dit is nie maklik om 'n gemeente te lei nie. Nooit. Ek dink dis een van die moeilikste dinge na 'n kleuterskoolpastoor. Ek weet, ek was 'n juffrou van 'n kleuterskool. Jy kan met daai kinders net maak wat jy wil. En hulle gaan eider luister of hulle gaan nie luister nie. En nou sit ons vanaand so wrigtig weer by 'n kleuterskool. Want ek het vanoggend dit ek nou gesien. Want ek maak niks. Skryf hulle agterop. En dan dink ek, ja. Niemand het 'n smile nie. Enter his gates with thanksgiving in his heart. Maar hulle het nie 'n rede om te lag nie. Is dit jou pyn? Is dit jou fisiese pyn? Wat maak dat jy nie kan lag nie? Is dit jou geestelike doodheid wat maak dat jy nie meer 'n blydskap in jou hart het nie? Wie het jou blydskap gesteel? Dis nie Jesus nie, dis nie ek nie, oom Willem. Dis die vyand. Want die vyand het 'n deurtjie gesien. En ek dink hy's soos 'n slak. Ek wys vir Anthony hierdie slak. Ek love hierdie groot slakke. Dan kom hulle horingkies so uit. Maar as hy jou ervaring krip het terug. Hy's so sensitief. Nou dink ek, dis is presies wat ons is. Ons is sensitief vir die lelike ding. Ons is sensitief as iemand vir jou sê, ag, weet jy, ek het nou nie tyd nie. En, maar nee, ek gaan nie nou vir jou ry nie. Nee, dit gaan nie werk nie. Nee, die tyd is nie reg nie. Dan is jy sensitief. Jou horingkies is uit, maar jy soek die moeilikheid. Jou antennes is gereed. Want jy soek iemand om te piets. Iemand om te blaam. Omdat dit in jou lewe so gaan. Maar daai slakkie se lyfie kan seker plat trek en die vyand kan dit ook doen. As hy daai skreefie sien. En as jy nou een keer op 'n dag jou meer verloor het, want jy klaar daai skreefie oopgemaak. Dan het dit wat jy gisteraand tydens Bybelstudie geleer het, of dit wat jy geleer het in die bidtuur, of met 'n diens Sondag wat veronderstel was om jou
jy gegaan en 'n onnozele fout gemaak. En jy daai skreefie oopgehou. Niemand is perfek nie, verstaan? Ek ook nie. En ek preek eintlik ook maar vir myself. Want anders het ek nie 'n boodskap as ek dit nie in my eie lewe kan sien nie. En in my eie lewe ervaar ek hoe ek ook omgekrap raak. Ek weet nie of almal dit gaan sien dit nie, maar ek voel partykeer omgekrap. En daar's partykeer dinge wat 'n mens my ongesteld maak en ek voel nie lekker nie, maar ek gaan dit nie op hom uithaal of op die kinders, of sommer net vir pastoor bel en kla oor dienste nie, of kla oor iets nie. Want dit is ons. Dit begin hier, by jou eie hart. Hoe vrugbaar is jou hart? En jy kan vanaand hier sit en jy kan regtig, jy het nou kompos gegooi en jy het jou saadjies in jou hand en jy's besig om die grond reg te kry, om voor te berei, om daai saad in te sit, dat hulle kan saad skiet en blommetjies voortbring. Of groente, een van die twee. Maar so staan Jesus vanaand, met 'n handvol saad in sy hand. En hy vra, waar is die vrugbare grond? In wiese grond kan ek vandag saai? En as jy eerlik gaan sê, dat sak jou kop in skaamte, want dit is definitief nie ons. Ek dink dis min mense wat vandag kan sê, soos wat hier sit pastoor, wat kan sê, my hart is vrugbare grond, ek het hard gewerk, want eintlik, dan kan jy nie kwaad word nie, dan kan jy nie moeg word nie, dan kan jy nie verskoning sê nie, dan kan jy mos nou, en ek sê dit met liefde, dis nie wat ek altyd mense wil uithaal nie, verstaan mooi, maar daar's sommige kere wat die Here hard met ons praat, en daar's ander mense wat hy nie so hard meer kan praat nie, maar dan luister jy nie, en dan moet jy eers seer kry, eers daar die pyn van hartseer en teleurstelling ervaar, voordat jy weer op jou knie kom, Here, ek staan alweer hierso. My hart is nie vrugbaar nie, Here, help my. Ek het kwaad geword, ek het dinge gedoen wat ek nie moes doen nie. Ek het goed gesê wat ek nie moes sê nie. En ek weet, partykeer ry ons daar by die huis en dan is dit die honde wat lastig is en die hek wil nie mooi toekom nie en die grondpatter moet ons terugry, want is iewers iets vergeet het en so gaan dit, en dan kom die vyand, want hy is besig, kyk, hy weet waarheen is jy op pad, ja. So as hy jou nou kan 'n bietjie omkrap en sommer net alles deur mekaar maak in jou hart, en die tyd wat jy by die kerk kom, dan kry die mense, ag man, hoe gaan dit? Onder omstandighede. Kyk, daar's woorde wat ek nie in my woordeboek het nie. Dis as. En daar's baie mense wat dit weet. Die woordjie as. As is verbrande hout. En dis nie as jy jou dag goed begin, dit gaan hy sleg eindig nie. Dis nie as jy nou by die huis weg is en jou hart is seer en jy is omgekrap, gaan jy beter voel hier by die huis nie. Dis wanneer jy hier instap, wanneer jy die hekke deurstap, want daar's 'n hek. Nie die hek is daar buite nie, daar's die hek. Jy stap daar in elke sondagoggend, elke sondag aan, elke geleentheid wat jy het, stap jy daar in. En jou skouers hang, letterlik. Ek weet, ek raak ook moeg. Maar net soos ek dink ek is moeg en ek het 'n tawe week gehad. En dan stond ek hy gras sny, dan dink ek, ag, weet jy, kan ek nie net maar 'n ride-on tipe ding kry, wat ek net kan sit en ry nie, maar dan het hy 'n grasnyer, ek het, want die goed moet gedoen word. Dan voel ek so moeg en dink ek, ai, as die Here maar net nou kan kom, dan hoef ek nie verder te sny nie. En dan gebeur dit nie. En dan sê die Here vir my, jy is nog gegeet nie. O, eina, my skoen maak seer. Maar so gaan ons elke een deur 'n dag.
deur 'n week, deur 'n maand, deur 'n jaar. Ek dink nou net, het nou al baie genoeg gehad. Ek dink sy is al verby. Maar ek het nou nuus. Net 'n paar taksies, dan gaan sy okay wees. Want weet jy wat, die Here het al klaar haar pad vir haar gereed gemaak. Want sy het vrugbare grond. Amen. Die Here het gesien, hy het hy saad gebring, hy het gesien dan nie, is jou grond gereed. En ek kan jou waarborg. Ek wens, ek gaan die taxi vang, Nelspruit toe, of ek gaan Bolt, of Uber, ek dink hulle is goedkoper. Maar ek wil nie daar wees, as daai vrou nie, daar in daai oorwinningswêreld instap, en almal kyk haar soos in, waar kom jy vandaan? En sy sien daai lui lig, dis soos 'n weerligstraal, en hulle skrik hulle bors dit, want hier is iets niets in die dorp. Amen. En nou kan jy hoef nie nou net te wees wat na Nelspruit toe gaan nie. Jy kan 'n Piet wees wat in 'n bakkie sit. Of jy kan dit aan die Amanda wees wat by die skougronde sit waar jy verkoop. Of jy kan Elise wees, waar jy sit om boekies uit te sorteer om te kyk wat jy volgende gaan lees. Jy kan wees wie jy wil. Maar die vraag bly staan. Is jy gereed Halleluja. vir daardie hekte? Yes. Want hulle is nie gesluit nie. Hulle is oop vir my en vir elkeen wat hier sit. Yes. Jong en oud. Halleluja. En ons wag nie vir die ouderdom om te gaan nie. Nee, daar's mense wat 'n tannie wat 95 jaar oud geword het laasweek. En hy tannie het nog skop, hoor. Ja. Ek kon nie glo nie. Niemand gaan glo as ek vir julle sê sy is 95 jaar oud nie. Ek vat my tannie 87. Jy kan nie vir een oomblik dink dat ouderdom kry hulle net nie onder nie. Yes. Maar nou is daar mense wat 16 is. 16 is 160, want jy stap deur die lewe, want dit is moeilik, want hoekom moet ek skool toe gaan, hoekom moet ek eksamens skryf, hoekom moet ek leer, hoekom moet jy asemhaal? Want jy moet die Here dien. Amen. Nie met 'n halwe hand nie, met alles in jou. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou hele krag, jou hele verstand. Dit beteken jy is uitverkoop vir hom. En dan begin jy die dae aftel na daai goue hekke toe. Dankie Here. En elkeen het 'n geleentheid. En ek wil vir jou sê, jy sal nie weet of dit vanaand jou laaste geleentheid is nie. Ek weet dit nie eers nie. Ek kan dalk môreoggend wakker word en my man het die lotto gewen en ek is weg. Lotto, voor my. Wie? Maar ek wil vir jou sê, moenie net dat jou moedeloos maak nie. Want as jy voel, jy begin nou, dan sê jy, prys die Here, en weet jy wat, dan kan jy nie meer jou gesig laat sak. Yes, halleluja. Of sit musiek op, Yes. of doen net iets. Ek kan nie sing nie, maar jy moet my hoor sing ek hoor. Waar is hy werk? Dan sing ek vir hy hond, hulle die busies bewe. Lord, I need you. Oh, I need thee. Amen. You? Yes. Hoeveel van ons kan vanaand met daardie verwagting in ons hart sit? Halleluja. Wat kan sê, Lord, we need you. Amen. Dankie Here. Van daai swakheid in jou is eintlik maar, dis normaal. Ja. Maar in jou swakheid, dan kry jy mos nou jou sterkte van die Here af. Yes. As jy, en as, hoor jy, wanneer jy hom dien, dan is dit awesome. En ek wil sê, hierdie aand is eintlik nie die begin van, of ons is nou eintlik amper in die middel van Paasfees. Maar vanaand is jou begin. Amen. Dis jou begin, oud, jonk. Asseblief dink weer mooi oor daai vraag. Is jy gereed? Halleluja. En as jy nie is nie,
dan wil ek hê jy moet vorentoe kom. Ag en jy hoef nie skaam te wees nie. Want ons is nie skaam vir God nie. Ons weet, ons almal het dinge. Ek weet, ek seker meer as pastoor. Want pastoor, as ek so rondom my kyk, dan is daar baie werk. Pragtig pastoor, ek is 'n liewe pastoor. Ek is ernstig, julle. Hy sê pik op my. Ek wil hê jy moet voorkom staan en ons gaan saam bid. Yes. Nee? En ons gaan begin saam by pastoor. Hy is voor op die wa. Dis reg pastoor. Ons moet voor op die wa wees vir Jesus. Halleluja. Want as ons nie is nie, Amen. dan gaan ons dit mis. Ons gaan die hekke mis. Amen. Nou wil ek vir jou sê, is jy gereed om 'n instrument te wees vir Yes. Jesus? Amen. Is jy gereed om die worship vir hom te gee? Yes, amen. Worship is iets anders. Jy beweeg in sy teenwoordigheid. Onthou, hy is hier. Sy krag werk deur jou. En as jy dit nie voel nie, dan moet jy dit wakker begin maak. Dan is dit jy wat die fout het. Dan is dit jy wat moet begin wakker skrik. En jy sal moet opstaan en iets van jou lewe begin maak. Amen. Nee? Joey, waar is ons shortkie? Sit asseblief daai liedjie vir ons op asseblief, die een op die stokkie. Dis al wat ek weet. Sy weet. Dis die beste. Ek wil hê jy moet vanaand, jy het 2 minute. Want ek meen, ek het 'n halwe minuut nodig. Om gou 'n oorsig te doen. Om te kan sê, is jy gereed om 'n instrument vir Jesus te word? Is jy gereed om te kan worship en jou hande in die lug te kan sit en sê, Here, ek doen dit vir U vandag. Ek het nie skaamte in my nie. Ek gee nie om wat die persoon langs my doen nie. Want dit is nie hy wat my daar gaan vat nie. Dis jy. Dis wat hier binnekant gaan. Met daai blydskap is dit maklik om te worship. So kom ons probeer dit. Sit vir ons hart asseblief. Vir die wat nie mooi kan hoor nie. Yes. An instrument of worship. Kyk dis man, hoor wat ek vir julle sê. Julle gaan vir my sê ek het die waarheid gepraat. An instrument of worship. I lift up my hands in your name.
Ons gaan nog weer. Reg. Kyk. Dankie Here. Sit vir ons musiek op. Please. Dankie Here, dankie Here. Dankie Here vir die geleentheid, vir hierdie wat reeds hier is, wat reeds gesê het, ek wil 'n instrument vir U wees. En julle moenie weghardloop nie, want as julle weghardloop, is dit 'n geleentheid wat jy gemis het. En ons het 'n geleentheid om daai skreefie vanaand toe te maak vir die vyand. En ons gaan weer begin. Is jy reg dan, Joey? Yes, Lord. Halleluja, dankie Here. Dankie Here. Dankie Here Jesus. Yes, Lord. Dankie.